Here, ons Here, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde. Hoe glansryk alles wat U in die hemelruim geplaas het. Kinders en suigelinge besing die magtige werk wat U tot stand gebring het. En so word U teestanders, die vyande en die wraakgieriges tot swyer gebring. As ek die hemel aanskou, die werk van U vingers, die maan en die sterre waaraan U 'n plek gegee het. Wat is die mens dan dat U aan hom dink? Die mensekind dat U na hom omsien. U het hom net 'n bietjie minder as 'n hemelse wese gemaak en hom met aansien en eer gekroon. U laat hom heers oor die werk van U hande. U het alles aan hom onderwerp. Skape en beeste, alles. Selfs die diere in die veld, die voëls in die lug en die visse in die see wat die oseane deurkruis. Here, ons Here, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde. Wat 'n wonderlike voorreg om jou vanoggend te kan groet in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en saam met Dawid te kan getuig. Here, ons Here, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde. En wat 'n voorreg dat ons mag weet dat waar ons in die naam van die Here so saam bymekaar is, daar is Hy teenwoordig. En mag dit vir jou vandag opnuut net weer 'n bemoedigende, vertroostende, verkwikkende boodskap wees om ook jou verhouding met die Here, met mense, met die lewe ook hier op aarde te rig. Enkele afkondigings van my kant af, daar is 2 vanoggend. Die heel eerste wat ek net graag onder jou aandag wil bring, is dat die gemeenteraad, dagbestuur het besluit dat ons vir die hele Julie maand ons eredienste aanlyn gaan hou, soos wat ons vanoggend hier by mekaar is en saamgesels. So gaan ons ook vir die volgende 2 Sondae van Julie wat nog oor is, dan ook by mekaar kom. En ons vertrou dat ons weer vroeg in Augustus, op Sondag DV die 1 Augustus, dan weer hier in die kerk, dan ook weer met ons eredienste kan voortgaan. Dan 'n tweede afkondiging wat ek net graag onder jou aandag wil bring, is ons gebedslys van die persone waarvan ons bewus is wat op hierdie stadium siek is of wat operasies ontvang het of wat onder behandeling is. En ons is baie dankbaar om te sê dat dit met almal goed gaan. En ons weet ook dat hierdie tyd waarin ons nou is, ook 'n geweldige hoeveelheid van ons mense en familielede dan ook siek is met COVID. En kom ons bid ook vir mekaar daar rondom. En liewe broer en suster, ek wil graag ook van my kant af vir jou sê dat ek weet ook rondom die inentings is daar geweldig baie menings en opinies op hierdie stadium. Maar ek wil ook vir u sê dat met die lig tot ons beskikking wil dit vir my lyk dat die verantwoordelike en verantwoordbare ding om op hierdie stadium te doen is om te gaan vir 'n inenting. En daarom wil ek ook vir jou aanmoedig om soos wat dit binne jou vermoë is en soos wat jy ook 'n besluit daaroor geneem het om dan ook hierdie weg dan ook te loop. Ten opsigte van die beskerming van jouself, maar ook van jou mense wat vir jou kosbaar is, jou naaste, teenoor wie ek en jy ook as gelowiges 'n verantwoordelikheid het. Dit is 'n voorreg om vanoggend weer vir 'n paar oomblikke ook saam met jou te kan kuier. En ons gaan vanoggend saam lees uit Matteus 6. Ons skriflesing kom uit Matteus 6 en voordat ons saam lees wil ek graag enkele opmerkings oor hierdie gedeelte maak sodat dit ook vir jou dan ook 'n groter konteks, 'n breër verstaansraamwerk ook bied vir hierdie gedagtes wat ons dan ook vanoggend met mekaar dan ook wil wissel. As ons kyk na Matteus 6, dan weet ons Matteus 6 is deel van Matteus 5 tot 7 wat ons ken as die bergrede. En ons sien hier spesifiek in Matteus 6 is die Here Jesus besig om oor praktiese daaglikse sake te gesels en vir ons koninkryksbeginsels hier rondom deur te gee. Die Here Jesus is onder andere besig om in Matteus 6 te gesels rondom gebed en vas. En ons kry onder andere in hierdie gedeelte die baie bekende Onse Vader gebed. Die Here Jesus is besig om met ons leiding te gee dat wanneer ons hulp verleen aan armes, op welke wyse en in ingesteldheid en gesindheid en nederigheid ons dit ook moet doen. Hy is besig om met ons hier onder andere te praat oor wat is die kern van jou lewe. En hy gebruik hier die beeld om te sê dat daar waar jou skat is, daar gaan jou hart ook wees. Hy is besig om met ons te praat oor vir wie lewe ons? Lewe ons vir God
of lewe ons vir hierdie tydelike aardse bestaan wat ons elke dag ook hier op aarde beleef en ervaar. Dan praat hy onder andere ook met ons oor die sorge van die lewe. En hy roep ons op en hy sê, vertrou jou hemelse Vader, vertrou vir God, dat hy ook vir jou ten opsigte van dit wat ook jou daaglikse behoeftes is, jou daaglikse brood is, dat God ook daarin sal voorsien. In dit alles is die Here besig om eintlik vir ons te sê, dat ons het nodig om ons prioriteite en ook ons perspektiewe rondom die lewe en sake van die lewe, om dit uit te sorteer. En die gedeelte wat ons vanoggend saam lees, Matteus 6 vers 22 tot 23, gebruik die Here Jesus dan juis die beeld van 'n oog, om vir ons iets op te roep, om ons perspektief in hierdie lewe dan ook reg te kry, op 'n koninkryksgerigte wyse, ook te kyk na die lewe, na mense en gebeure hier op aarde. Nou as ons so 'n bietjie gaan kyk na die beeld van die oog wat hier gebruik word, dan weet ons in die Jodendom was die oog verstaan as nie net 'n fisiese oog nie, maar was dit ook 'n bepaalde ingesteldheid, 'n bepaalde manier van lewe. En dit is gekoppel aan opregtheid. Om te sê dat as jou oog reg is, dan sal jy ook rondom jou kyk en sal jy jou medemens raak sien, sal jy onder andere ook die nood raak sien. Dis 'n beeld om vir ons iets te sê van om met vrygewigheid ook te loop, om uit te reik na ander, om nie net vasgekleef en selfgerig te lewe hier op aarde nie. En dit is wat die Here Jesus eintlik hier besig is om vir ons op te roep, dat ons ook die regte perspektief ten opsigte van nood, van ander, van lewe en van gebeure hier op aarde sal hê. En dis by hierdie gedagte waarby ek ook dan vanoggend wil aansluit in ons skrifgedeelte en in die paar gedagtes wat ek met jou wil wissel, om bietjie saam met jou te gesels rondom die groot tema van behou perspektief. Kom ons lees saam uit Matteus 6. En ons skriflesing vanoggend is geweldig kort, maar dit staan binne die raamwerk soos wat ek dit vir jou hier verduidelik het. En die Here Jesus het die volgende woorde gesê in Matteus 6 vers 22. Hy het gesê, die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog goed is, sal jou hele liggaam lig hê. Maar as jou oog sleg is, sal jou hele liggaam sonder lig wees. As die lig in jou donker is, hoe donker moet dit dan nie wees nie? Die lamp van die liggaam is die oog. Soms maak die lewe nie sin. Dit lyk so de mekaar, dit lyk so onverstaanbaar. Dit voel vir ons soms asof alles teen ons gedraai het. Veral in die afgelope jaar en 'n half wat ons onsself in hierdie COVID-pandemie bevind, het daar soveel dinge gebeur wat die kleur van ons lewensbrille, van ons perspektiewe kom beïnvloed het en kom verander het. Dis maskers wat ons dra, dis minder sosiale kontak, ons is al meer aanlyn en binne in die virtuele wêreld. Daar's nuwe vaardighede wat ons moes aanleer in hierdie tyd. Die inperkings wat na ons kant toe gekom het, het ons verhoudings, ons samelewing, ons kerkwees, ons gemeentewees en selfs ons ekonomie, geweldige veranderinge wat dit gebring het. Dit het baie veranderinge gebring. Dit het ook verliese vir ons gebring. Verliese van geliefdes, verliese van 'n leefstyl, verliese van beweging. En ons weet dat ons almal het hierdie afgelope jaar met dit wat ons beleef vanuit hierdie COVID-pandemie, het ons almal ouer, krommer, gryser en selfs stiller geword. En ons weet niks gaan ooit weer dieselfde wees nie. Ons moet intussen ook daagliks in ons media en sosiale media moet ons die oormag van inligting wat na ons kant toe kom en die wenke wat gedeel word in menings en opinies, moet ons onderskei tussen feit en flater en fopnuus. En veral in hierdie tyd is dit hierdie groot worsteling waarmee baie van ons sit, naamlik, moet ek die inenting neem, al dan nie?
En nou praat ek nie eers van die politieke, die sosio-maatskaplike en ekonomiese gebeure en veranderinge en uitdagings wat op plaaslike, maar ook op internasionale vlak gebeur het nie. En hierdie dinge, met nog dit wat die daaglikse lewe elke dag na jou en my kant toe bring in sy vreugdes, in sy sorge en kommers, dra by tot die kleur van ons lewensbril, tot die kleur van ons perspektief, hoe ons na die lewe en na hierdie goed kyk. En hoe dit maak baie keer dat ons met 'n getinte lewensbril dan uiteindelik sit en hierdie gebeure en dinge wat na ons kant toe kom beleef en ervaar. En wanneer ons lewensbril verkleur het, sien ons nie meer alles soos wat dit werklik is nie. Ons beskou die lewe deur ons eie getinte brilglase. En getinte brilglase is soms die oorsaak dat ons 'n afgestompte, na binne gerigte lewe, waar ons so veg vir die behoud vir onsself en ons eie bestaan, dat ons ander en hulle behoeftes in nood selfs nie eens meer raak sien en daarvan bewus is nie. En dis juis waaroor Jesus ook hier dan in Matteus 6 die opmerking maak. Getinte brilglase is soms ook die oorsaak dat lewensstorms soms baie groter as lewensgroot vir jou en vir my lyk. Dit laat ons soms as springkane voel in die teenwoordigheid van eintlik oorwinbare reëse. Ons getinte brilglase laat ons soms selfs as gelowiges vergeet van die sorg en die beloftes van 'n genadige en 'n liefdevolle hemelse Vader. Al het God beloof dat hy tot die volëinding van die wêreld met ons sal wees, begin ons stadig in die stormgolwe wegsink. En dan roep ons amper soos die disippels van destyds uit, Here, red ons, want ons vergaan. In die lig van dit wat ek sopas gesê het, wil ek daarom vanoggend vir 'n paar oomblikke weer saam met jou stil staan rondom die tema van behou perspektief. Behou perspektief in 'n poging om jou net weer te herinner, 'n poging om jou net weer te help om 'n helder, gelowige lewensbril te behou, om jou lewensreis deur hierdie pandemie en hierdie hoogs veranderlike tyd waarvan ons deel is en waarin ons lewe, om dit behoue te kan deurgaan en daarin te kan lewe. Ek glo, ons het nodig om 'n nuwe bril op te sit, 'n vreugdesbril, 'n hoopbril, wat ons soos Moses sal laat volhard, soos Moses sal laat aanhou, omdat ons soos iemand is wat die onsienlike God sien. Die regte bril is baie belangrik. Die regte perspektief is baie belangrik. Die lamp van die liggaam is die oog. En dit is jou perspektief wat bepaal of die lewe vir jou 'n voortdurende vraagteken gaan wees of dalk 'n uitbundige uitroepteken. Die bril waardeur ek en jy die lewe beskou, beïnvloed ons hele lewe en ons optrede. En in die lig hiervan wil ek graag vanoggend 3 opmerkings maak. In die heel eerste plek, jou lewensbril, jou perspektief waarmee jy deur hierdie lewe gaan, beïnvloed jou houding teenoor die Here God en ook jou verhouding met God. Jou lewensbril beïnvloed jou houding teenoor God, sowel as jou verhouding met God. Miskien moet 'n mens eerder as 'n mens dit sê, eerder sê dat jou en my verhouding met God het 'n effek op ons perspektief, op ons lewensbrille in hierdie lewe en nie andersom nie. Maar dit is nie altyd waar nie. Dikwels veroorsaak jou en my negatiewe ingesteldheid, ons negatiewe belewennisse van die lewe en teenoor die lewe, dat ek en jy ook baie keer 'n verkeerde ingesteldheid, 'n verkeerde belewenis en perspektief op God het. Ook al is jy 'n Christen. Reg deur jou lewe het gebeure en omstandighede 'n effek op jou. Elke dag is eintlik soos 'n kunstenaar wat soms byna onsigbaar sy vingerafdrukke op jou brillense, op jou lewensbril laat. En dit is die rede waarom sommige Christene God sien as 'n kwaai regter, wat gereed staan met 'n sweep om die sondaar te tigtig.
Ander sien God weer as 'n byna afwesige wese, wat geensins persoonlik by hulle lewe betrokke is nie. Ons weet ook, en ons het al verskeie kere vir mekaar gesê, dat ons weet ons godsbeeld word ook dikwels beïnvloed deur die beeld wat ons van ons aardse vaders het. En baie van ons het soms die belewenis dat ons aardse paas is besige mense. Hulle is afwesige mense. Is mense wat nie noodwendig uitdrukking aan liefde gegee het nie. Die groot troos en hoop waarmee ek en jy egter kan sit. En dis die perspektief wat ons nodig het om te behou en te hê, is die feit dat God se wese nie afhang van hoe ons hom sien en die lewe baie keer beleef, hoe ons dink maar dit is hoe die lewe is en dit is hoe God is nie. God wil vir ons 'n Vader wees wat ons versorg en met liefdevolle hande teen sy bors vasdruk. Hy wil vir ons sorg omdat hy ons ken, omdat hy ons liefhet en omdat hy in 'n versoende verhouding met ons staan in en deur ons Here Jesus Christus. Toe Jesus se disippels vir hom gevra het om hulle te leer om te bid, het hy begin met hierdie woorde, en dit kry ons 'n bietjie 'n entjie vorentoe in Matteus 6, het hy begin met hierdie woorde om vir hulle te leer om te bid, om te sê, ons Vader wat in die hemel is. En dis byna asof die Here Jesus sy disippels wil herinner, asof hy hulle perspektief opnuut wil instel, hulle perspektief opnuut weer wil laat fokus, dat hulle sal verstaan dat God anders is as ons aardse vaders. Ons Vader wat in die hemel is, om vir ons daardeur te sê dat ons nie met dieselfde bril kan kyk na God, as wat ons met na ons aardse vaders hier op aarde kyk. God as Vader ken ons as mens. Hy ken ons onder andere as mens wat ook behoeftes het aan beskerming en sorg. En daarom praat die Here Jesus net in die gedeelte van ons skrifgedeelte hierna, praat hy in Matteus 6 oor mense se kwelvrae en oor die sorge van die lewe. Want Jesus weet dat ons as mense is besorg oor wat gaan ons eet en wat gaan ons aantrek en wat gaan ons drink. En dan vertel hy vir die mense van sy tyd, vertel hy vir hulle, wanneer hy hulle na die voëls wys, dan sê hy, weet jy wat, die voëls is eintlik so min werd. En hulle saai nie, hulle maai nie, en hulle berg ook nie op nie. En tog voed die hemelse Vader elkeen van hulle elke dag. Hy vertel ons van die lelies wat nie spin of weef nie, en tog baie mooier is as Salomo in al sy pragt. En dan sê hy vir ons hierdie woorde tot troos en tot hoop, om vir ons te sê, julle hemelse Vader weet tog, dat julle dit alles nodig het. Liewe broer en suster, een of twee opmerkings net wat ek gemaak het, om net vir jou daarop te wys, dat jou en my lewensbril beïnvloed ons houding teenoor God, en ook ons verhouding met God. Maar jou en my lewensbril in die tweede plek, liewe broer en suster, beïnvloed ook ons houding teenoor die lewe en teenoor mense. Die kleur van jou bril is geweldig belangrik, want dit gaan jou daaglikse optrede beïnvloed, ook in die verhoudings waarbinne ek en jy hier op aarde lewe. Marion Howard het die volgende gesê. Hy sê, die lewe is soos 'n kombers wat te kort is. As jy dit optrek tot onder jou ken, kry jou tone koud. As jy opstaan en die kombers onder die voetenend instop, kry jou skouers koud. Gelukkig is die mens wat vroeg in sy lewe geleer het om sy knieë op te trek. Gelukkig is die mens wat vroeg in sy lewe geleer het om sy knieë op te trek. En hoe dikwels gebeur dit nie dat mense kwaad vir hulle self, kwaad vir die samelewing, kwaad vir die lewe, deur die lewe gaan en nooit regtig vreugde ken nie, net omdat hulle nog nie geleer het om hulle knieë op te trek nie. Hulle donker bril ontneem hulle van vreugde, omdat hulle nie meer die sonskyn-kant van die lewe raak sien nie. Dis byna soos die verhaal van die kwaai jongens wat die oom se snuifblikkie in die hande gekry het en die snuif daar binne vervang het met hondemis. Na 'n snuifteeg ruik die oom iets onaangenaams in sy slaapkamer en hy stap deur na die kombuis, maar toe daardie onaangename reuk ook in die kombuis hang,
besef hy maar hy moet dalk aan 'n ander ruimte toe gaan en hy gaan sit in sy geliefkoeste gemakstoel voor die TV. En toe hy daar dieselfde reuk kry, toe kom hy daar en dan tot die slotsom dat die hele wêreld stink. Mense met 'n verkeerde perspektief, met 'n verkeerde lewensingesteldheid, maak ook ander mense bang om te vra hoe dit met hulle gaan. Sulke mense vertel hulle verhaal gewoonlik vir jou in volle negatiewe besonderhede, sodat jy wonder of dit werklik so sleg met een mens hier op aarde kan gaan. En die ironie is dat dit dikwels veel beter met die klaars gaan, as baie ander met wie dit baie slegter gaan, maar wat gevul is met blydskap. Ek glo dat dit die regte lewensbril was, wat gemaak het dat Paulus en Silas in die tronk in Filippi kon sing, ten spyte van hulle omstandighede. En jy kan maar net die gebeure rondom wat met hulle gebeur het in Filippi in Handelinge 16 gaan lees om dit te ontdek. Paulus skryf ook uit die tronk aan die gemeente in Filippi en hy skryf die volgende woorde in Filippense 4 vers 4 vir hulle. Hy sê: "Wees altyd bly in die Here." Ek herhaal, wees bly. En hy rig sy brief juis aan mense soos ons. Mense wat hy wil herinner daaraan om hulle lewensingesteldheid een van vreugde te maak. En 'n Christen, 'n kind van God, het immers rede om altyd bly te wees. Paulus herinner ons uit 'n koue sel dat die Here naby aan ons is. Filippense 4 vers 5. En so naby dat ons begeertes met danksegging aan God kan bekend maak. Meer nog sê Paulus, en die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Filippense 4 vers 7. Die regte bril, die regte perspektief, verander 'n tronksel in 'n paleis saam met die koning van die konings. Vra vir Paulus. Die regte perspektief, die regte bril, het 'n dorre bar eiland met die naam van Patmos vir 'n banneling verander in 'n ontmoetingsplek met God. Vra vir Johannes. Selfs die dood verloor sy krag wanneer ons die weerkaatsing van Jesus in ons lewensbril, in ons perspektief ook in die aangesig van die dood raak sien. Die bril waardeur jy kyk, beïnvloed ook jou verhouding met mense. En hieroor gaan ons DV in die volgende paar weke en maande baie meer met mekaar gesels. Maar ons weet hoe 'n verkeerde bril al pragtige huwelike laat skipbreek lei het en mooi verhoudings vernietig het. Jou en my lewensbril beïnvloed ook ons houding teenoor die lewe en teenoor mense. As 'n derde gedagte, en hiermee wil ek afsluit vir oggend, en dit is om vir jou te sê dat jou lewensbril wat jy dra, het 'n bepalende invloed ook op jou hoop en geluk en die bediening van ander mense in jou lewe. Die lamp van die liggaam is die oog. Jou ingesteldheid kan die struikelblokke in jou lewe in geleenthede verander. Vir ons wat dalk lyk, vir baie van die dinge wat met ons gebeur, lyk dit vir ons so dikwels na verleenthede. Maar met die regte bril gesien, verander daardie verleentheid juis in 'n geleentheid. En is daar ook in hierdie COVID-tyd, ten spyte van baie van die slegte nuus wat ons daagliks so in die media, in die koerante, op die nuus en die sosiale media ontvang, is daar ook wonderlike hoopstories. Een van die grootste lesse wat die woord van God vir jou en vir my leer, is die feit dat ons in Christus altyd oorwinnaars is. Ons kan in die donkerste uur nog steeds ons geloofsbrille opsit. Dis ons geloofsbril, die feit dat ons aan God vashou. Miskien moet ons dit reg sê, die feit dat God ons vashou, wat die verskil maak in hierdie lewe. David, die baie bekende Ou Testamentiese held, het sy geloofsbril opgehad toe hy die reus Goliat tegemoet gehardloop het. Sy broers en volk het in dieselfde omstandighede moed verloor. Hulle het geredeneer, hierdie reus is so groot, ons sal hom nooit kan oorwin nie.
Maar 'n mens hoor byna vir Dawid hoe sê wanneer hy sy geloofsbril opsit, dat hy sê, hierdie reus is so groot, ek kan hom nooit misgooi nie. Geen wonder God noem Dawid 'n man na sy hart nie. Wanneer Jesus se disippels deur hulle donker bril na die stormagtige waters van die see van Galilea kyk, dan kom hulle daar tot gevolgtrekking dat Jesus nie omgee, dat hulle vergaan nie. Hulle is beangs en hulle roep met bewende stemme na hom. Maar dan hoor ons vir Jesus praat en hy sê, waarom is julle bang? Het julle dan nie geloof nie? In die konteks van ons tema waaroor ons vanoggend praat, kan ons as ware sê dat Jesus vir hulle eintlik vra, waarom haal julle nie julle donker brille van ongeloof af nie? Christene, kinders van God, is hoopvolle geloofsmense, wat deur God se genade, deur 'n helder bril, verby reëse en storms in hierdie lewe kan kyk. Kan ek dit weer vir jou herhaal? Kinders van God is hoopvolle geloofsmense, wat deur God se genade, deur 'n helder bril, verby reëse en storms kan kyk. Van Dawid se mooiste psalms is gebore in sy ure van nood en berou oor sy sonde. Dis dikwels eers wanneer jy deur die dal van doodskaduwee gaan, soos wat Psalm 23 vers 4 dit stel, dat ons regtig uitvind dat God waarlik vir ons 'n herder is. In die donker nagte van aanvegting begin ons soms dan eers agterkom dat God ons onder sy vleuels beskik, soos wat Psalm 91 dit stel. Wanneer 'n mens die regte bril op het, word 'n koue tronksel soos die van Paulus, word die geboorteplek van die meeste van sy sendbriewe, van die Nuwe Testamentbriewe, soos wat ek en jy dit in die Bybel ken. Die tronk word eweneens die geboorteplek van John Bunyan se baie bekende boek Pilgrim's Progress, wanneer hy met ons in 'n baie kosbare metafoor praat oor hoe die geloofslewe hier op aarde in alle omstandighede lyk. 'n Ernstige siekbed soos waardeur Florence Nightingale gegaan het die geboorteplek geword van 'n totale reorganisasie van die hospitale in Engeland. My en jou persoonlike verliese, ons seer, word ook baie keer in ons lewe juis die bedieningsplekke van getuienis. Ons seer en verliese word baie keer die bedieningsplek juis van empatie en omgee, omdat ons God daar leer ken het en God ook daar gesien het. Dat ons as ware soos 'n Job van ouds kan sê, ek het nog altyd van u gehoor, maar nou in hierdie omstandighede het ek u gesien. Liewe broer en suster, liewe vriend en vriendin, 'n mens kan nie altyd die omstandighede waarin jy is verander nie, maar jy kan kies deur watter bril, deur watter perspektief jy daarna wil kyk. Met die regte bril hoef ons nie altyd die pad van die lewe te verstaan nie. Met die regte bril hoef ek en jy ook nie altyd al die antwoorde op ons lewensvrae te hê nie. 'n Mens kan nie altyd die omstandighede waarin jy is verander nie, maar jy kan kies deur watter bril, deur watter perspektief jy daarna wil kyk. Iemand word vertel het by geleentheid in 'n put geval en hy kon nie uit hierdie put uitkom nie. Dan word daar vertel dat daar 'n empatiese persoon by hierdie man in die put verbygekom en daardie empatiese persoon het vir hierdie man gesê, ek voel saam met jou daar in die put. 'n Rasionele persoon het by hierdie man in die put verbygekom en gesê, dit is logies dat iemand uiteindelik in die put sou val. 'n Fariseer het verbygekom en gesê, net slegte mense val in 'n put. 'n Wiskundige het verbygekom en hy het bereken teen watter hoek het daardie man in die put geval. 'n Verslaggewer het verbygekom en hy wou die eksklusiewe regte op die storie van daardie man in die put hê. 'n Fundamentalis het verbygekom en gesê, jy verdien die put. 'n Munisipale amptenaar het verbygekom en het vir die man in die put gevra of hy toestemming het om in die put te wees. 'n Depressiewe persoon het verbygekom en gesê, jy moet my put sien.
'n Christen het verbygekom en gesê, bely net dat jy nie in die put is nie. 'n Optimis het verbygekom en gesê, dit kon erger gewees het. 'n Pessimis het verbygekom en gesê, die ergste lê nog voor. En so het elkeen van hierdie mense wat by daardie man in die put verbygekom het, deur sy eie bril na hierdie man in die put gekyk. En daardie bril het ook uiteindelik elkeen se optrede en opmerkings bepaal. Toe kom daar iemand sonder 'n getinte bril verby. En hy sien die man in die put en help daardie man uit die put. Die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog goed is, sal jou hele liggaam lig hê. Maar as jou oog sleg is, sal jou hele liggaam sonder lig wees. As die lig in jou donker is, hoe donker moet dit dan nie wees nie? Kom aan, bid ek saam met jou. Hemelse Vader, baie dankie dat ons in hierdie paar oomblikke vanoggend so saam net weer die voorreg het om te beleef hoe U deur U woord, deur U wyse van omgaan met ons as mens, hoe ons kan beleef dat U net weer ons fokus, ons perspektief kom instel op dit waarop dit werklik aankom. En Here, ons het dit so nodig. En U ken vir ons as mense en U weet hoe vinnig, hoe skielik kan ons perspektief in hierdie lewe verander van lewe na dood, van lig na groot donkerte. Dankie dat ons mag weet, Here, dat U die Here God is wat ook geïnteresseerd is daarmee, wat dit ook wil hê dat ons fokus reg moet wees. Ons hoor onder andere ook U groot stem in 'n beproewende boek wat vir ons beskikbaar is in die Bybel vanuit Hebreërs, waarin U ook U gelowiges, U kinders oproep om die fokus te hou op Jesus, die begin en die volëinder van ons geloof. Hoekom sê U? Sodat julle nie geestelik moeg word en uitsak nie. En daarom, Here, wil ek vra dat U ook vir ons sal help in hierdie tyd, en besonder in hierdie tyd. Here, dat ons 'n regte perspektief, 'n geloofsperspektief sal hê op U, op die lewe, op die mense wat deel is van ons lewe, op die mensdom. En Here, dat dit ook ons geluk en die hoop en die troos sal bepaal waarmee ons lewe. Dankie dat U ons lewe is, dankie dat U ons vrede is, dankie dat U ons hoop is. Dankie dat ons ook vandag vir mekaar kan bid, Here, en ons vra dat U vir ons sal omvou met U goedheid, met U trou. En dankie dat ons U daarvoor kan loof, maar ook kan dankie sê. Ons bid vir hulle wat siek is, Here, vir hulle wat eensaam is. Ons bid vir ons seniors, ons bejaardes, Here. En ons bid ook, Here, vir ons wat ook hierdie inperkings beleef. Vader, dat U vir ons genade sal gee, dat U by ons sal wees en dat dit ook vir ons troos en hoop in die hart sal gee, dat ons nie alleen is nie. Ons bid vir hulle wat ook siek is aan COVID, Vader, dat U ook uitkoms sal gee. Ons bid vir ons land, wat deur 'n golf getref word. Here, dat daar uitkoms spoedig sal kom. Ons hoop en ons verwagting is in U. Dankie dat ons hierdie dinge kan vra, dat ons dit kan bid, in die naam bo alle name, in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Liewe broer en suster, dis 'n voorreg om jou vanoggend so aanlyn weer net te kon sien, te kon bedien, maar ook dan vir jou vandag ook weer te kan groet, met die seën van die Here. En mag die Here vir jou toevou onder sy sorg en genade. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons hemelse Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees by jou wees en by jou bly. Amen.